op die stuiptrekkings van 2025. Wat 'n voorreg om ook die tyd hier in die huis van die Here te kan wees. En ons gaan nou lekker saam sing. Ons is nie so baie nie, maar moet maar redelik hard praat. Ek sien die diens word opgeneem en dan ook die selfone asseblief. Skakel hulle maar af of op sag. En dan die kerse wat hier aan my linkerkant is, as u voel dat u een wil opsteek vir uself of vir iemand anders, u is baie welkom. En dan natuurlik 'n spesiale woord van verwelkoming aan ons besoekers. Ek glo dat u ook hierdie diens saam met ons gaan geniet. Ons eerste lied wat ons gaan sing is lied 201 en ons sing daar verse 1 tot 3. Lofsing die Heer, buig voor hom neer. Volgende lied, lied 203, ons sing daar verse 1, 3 en 5, loof die Here al wat lewe. Oh
207, eer aan die Vader. Ons sing 3 verse ook daar, 1, 3 en 4. Vervolgens lied 209, ons sing daar verse 1 en 2, Heer met my hele hart. Amen.
Ons voorlaaste lied is lied 212, Loof die Heer, hy is goed, en ons sing daar verse 1, 2 en 3. Ons sluit af met lied 214, ook 3 verse daar. Here, ons sal U loof. Baie dankie vir die lekker saamsing. Op ons kansel verwelkom ons vanaand Dominee Rochey. Baie welkom hier by ons. Seën vir die boodskap wat voorlê. Geliefdes, kosbare voorreg vir my om die laaste erediens van 2025 met jou te deel. En dit is my gebed dat wanneer God ons saamroep,
en ons saam is, dan is ons in sy teenwoordigheid hier saam. En dan het ons die voorreg om na sy stem te luister. En wanneer ons elkeen dit vanaand in ons harte gaan bære, mag dit so wees dat dit is wat vir ons moed gee. Dit is wat ons laat aanhou. Dit is wat ons koppe laat optel vir 2026. Dit is wat ons laat besef dat ons in alles of tot alles in staat is, omdat dit hierdie God is wat vir ons krag gee. Mag jy vir hierdie paar oomblikke saam vrede in jou hart voel, en as jy God se stem hoor, moet dit vir jou so kosbaar wees dat jy dit styf in jou hart vasmaak in hierdie mooi aand. Ons gaan begin met 'n toetredingslied. Ons gaan saam met mekaar sing uit lied 159. Ons sing daar die eerste en die tweede strofe. Jy kan dit staande saam met my doen, dan gaan ek jou groet met God se seën en dan antwoord ons met 'n kosbare lied om vir 2026 totsiens te sê, nader my God nog naderby. Sing saam met my lied 159. Ons word stil voor die Here, geliefdes. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Kom ons sing lied 512, al die strofes wat vir jou aangegee word. Amen.
sien ons het 'n paar jong mense in die kerk en is 'n kosbare voorreg dat ons vir julle ook hier kan hê. Vanaand wil ek besluit of wil ek praat oor 'n besluit van 'n jong dame. Eintlik die gedeeltetjie wat ek vanaand vir julle gaan lees is eintlik 'n gedeelte wat meer by Kersfees pas, so 'n paar dae terug. Maar ek wil veral met julle praat oor 'n besluit wat die jong Maria neem toe die engel Gabriël aan haar verskyn. Sy's 14 jaar oud, 14, 15, wanneer sy hierdie reuse besluit neem. En ek dink dit is gepas vir 'n nuwe jaar, waar Maria en die engel sê vir haar 'n klomp groot goed. Hy sê vir haar dat sy 'n baba gaan hê. Hy sê vir haar dat haar hele lewe anders gaan wees in die jare wat voorlê. Hy sê vir haar goed wat haar kinderhart eintlik baie bang maak. Maar omdat sy 'n kosbare verhouding met God het, omdat sy weet hoe dit voel as God haar hand vashou, sê sy hierdie woorde: laat met my gebeur soos wat U gesê het. As ons vanaand hier weggaan en ons kyk die nuwe jaar in die oë, dan hoop ek dit is in elke een van ons se harte. Ons weet nie wat hierdie jaar gaan gee nie. Ons weet nie hoe hierdie jaar gaan wees nie. Maar wat ons weet, is dat God by ons gaan wees. Wat ons weet, is dat God ons nooit gaan los nie. En daarom kan elke een van ons in ons harte vanaand sê: laat met my gebeur soos wat U sê. Mag jy vanaand in God se woord, geliefde, vrede kry. Ek wil vir jou lees soos wat jy op die bord gaan sien en soos wat ek net nou gesê het uit Lukas 1 vers 26 tot 38. Lukas 1 vers 26 tot 38 en dan: ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos wat U gesê het. Ek lees dit vir jou. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat hierdie begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel: hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar: die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal binne in jou die lewe wek. En daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in die 6de maand van haar swangerskap. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe vir die engel: ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos wat U gesê het. Net die laaste 2 versies, 'n paar deeltjies van hulle. En ek wil hê jy moet dit sommer vir jou eie lewe hoor vanaand. Niks is vir God onmoontlik nie.
En Maria sê toe vir hom, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur, soos wat U gesê het. Dit is die woord van God wat ek vanaand vir jou bring, geliefde. Mag dit saggies in jou hart val, en daar waar dit gaan rusplek kry, mag God daar op 'n spesiale manier ook vanaand met jou praat en vir jou vrede gee. Terwyl jy so bly sit, wil ek saam met jou bid. Kom ons bid saam met mekaar. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, vanaand elkeen van ons met sy eie lewe hier voor U in U teenwoordigheid. Hierdie jaar wat ons voor tot sien sê, het met ons elkeen 'n klomp draaie geloop, Here. 'n Klomp plekke gaan stil staan. Party van daardie plekke was goed en mooi en het vir ons vreugde gegee. Maar ander dele van daardie plekke en ander dele van daardie pad sal ons vanaand terugkyk en sê dit was nie vir ons so lekker nie. Dit was nie vir ons dalk mooi nie. Dit het ons moedeloos gemaak, dit het ons hooploos gemaak. Maar dankie. Dankie dat ons vanaand kan terugkyk en kan weet dat U nooit gelos het nie. Dankie dat ons vanaand met ons eie lewens kan sien dat U altyd gesorg het en voorsien het. Dankie dat ons met ons lied en met ons woord U naam kan loof en prys daarvoor. En dan, Here, as ons vorentoe kyk, ons kyk vir 'n nuwe jaar, 'n jaar wat ons weet ook allerhande belewennisse en ervarings gaan inhou, dan wil ons vanaand by U voete kom skuil. Dan wil ons vanaand in U teenwoordigheid kom vrede kry. En dan wil ons vanaand, as ons hierdie jaar oor 'n paar ure begin, gaan staan en sê, elkeen van ons is met ons lewens tot U beskikking. Alles wat U dink kan maar gebeur, want ons weet dat U God is. Ons weet dat U altyd weet. En ons weet dat U planne altyd vir ons goed uitwerk. Al voel dit nie altyd vir ons so nie. Seën ons nou met U woord. Seën ons met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Praat nou met ons, Here, want elkeen van ons wil vir U luister. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus is op kosbare geleenthede soos hierdie, as ons oor 'n paar ure vir 'n ou jaar tot sien sê en vir 'n nuwe jaar groet, dat ons met mekaar oor tyd kan praat. Want dis mos maar waaroor die lewe gaan. Die lewe gaan mos maar oor dit wat verby is en wat se invloed dit op ons lewens gehad het, en dan die oomblikke wat ons nou beleef, wat ons sommer die hede noem, en dan daardie dele wat op pad is. Ek is seker daarvan, in hierdie Kerstyd het elkeen van ons al hierdie gedagtes gehad. Daardie dinge wat ons beleef het, wat vir ons goed was, maar ook dit wat ons seer gemaak het. Dit wat amper ons hoop gevat het. Ook daardie oomblikke wat ons vorentoe kyk en in ons wat vakansie hou se geval na die huis dink en oor daardie dinge dink wat daar wag, en dan kom daar so 'n bietjie van 'n beklemming. Daar kom so 'n bietjie van 'n ongemaklikheid in ons harte, want wat as ons terugkyk, dan weet ons dat God gesorg het. Maar wat van vorentoe? Sit jy vanaand hier en weet dat God sal sorg?
Is dit vanaand die oortuiging van jou menswees binne in jou hart en in jou siel en in alles wat jy is, dat jy hier kan weggaan en sê jy is reg vir 2026, want God sal sorg. Wanneer die engel Gabriël aan Maria verskyn, dan is sy geskok. En jy kan jouself in haar lewe indink. Sy's 14 of 15 jaar oud, ewe skielik is daar 'n engel en hy sê vir haar dat sy 'n kind in die lewe gaan bring. Hoe is so iets moontlik, vra sy? Hoe kan so iets eintlik gebeur? Baie keer dinge wat ek en jy in ons lewens vra wanneer ons dinge beleef wat ons eintlik dink onmoontlik is of dinge wat eintlik nie moet gebeur nie. Die engel antwoord: Die Heilige Gees van God gaan oor jou kom. Die Allerhoogste gaan in jou lewe. Wil jy moet daardie woorde mooi hoor. Hoe is so iets moontlik? Die Allerheiligste God gaan oor jou kom en hy sal sorg. Maria kry 'n opdrag. Sy kry 'n pad wat sy moet stap. Daardie pad, weet ons, as ons daardie storie retrospektief gaan lees, weet ons wat die einde van daardie pad is en ons weet dat sy 'n kind Jesus in die wêreld gaan bring en hierdie wêreld nie eintlik hierdie kind van haar wil hê nie. Van dat hy klein is, wil hierdie wêreld hom al dood hê. Dis 'n moeilike pad vir 'n ma se hart om 'n kind in die wêreld te bring wat niemand wil hê nie. Maar dit is die pad wat God vir haar beplan het. Dit is die pad wat God wil hê sy moet stap. Want dit is die pad waar God 'n wonderwerk wil doen wat die hele wêreld gaan red. En dan moet Maria kies. Sy word nie baie tyd gegee vir hierdie geloofsoorgawe nie. Sy word nie baie tyd gegee om te dink oor hierdie keuse van haar in hierdie jong ouderdom nie. Sy kry nie eers kans om die voordele en die nadele van hierdie opdrag in haar eie lewe te gaan uitdink of te gaan verwerk nie. Dadelik vra God vir haar 'n geloofsbesluit. En dit, my liewe geliefde, is wat God vir my en vir jou vra vir hierdie nuwe jaar. Die pad weet ek en jy nie. Die pad kan ek en jy nie eers begin dink hoe dit gaan wees nie. Die pad weet ons nie of hy opdraandes of afdraandes gaan hê en watter meer gaan wees en watter minder nie. Sonder om te dink. Net omdat sy God vertrou, is hierdie woorde haar antwoord. Laat met my gebeur soos wat u gesê het. Want sy weet, God weet. Al weet sy nie, God weet. Vanaand wil ek dit vir jou sê, geliefde. God weet. God weet van 2025 wat verby is. God weet van daardie oomblikke in jou hart waar jy eintlik gesmak het na jou asem en gesê het, hoe is so iets moontlik? God weet van die seer, God weet van die bekommer, God weet van die bankrekening en die siekte en die verhouding wat nie wil regkom nie. En dan sê God, ek roep jou vir 2026. Ek gaan jou stuur vir 2026.
Ek wil hê jy moet gaan word wat ek wil hê jy moet wees. Ek wil hê jy moet gaan dien. 1 Johannes 4 sê, niemand het nog ooit vir God gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, dan wys ons vir mekaar God se gesig. Wat is jou plan, geliefde? Wat is jou plan vir 2026? Gaan dit een wees van oorgawe? Gaan dit een wees wat sê, ek hoef nie te weet nie? Gaan dit dalk een wees, soos Maria wat sê, ek wil God met hierdie hele plan vertrou, so baie dat ek nie eers omgee nie. Want ek weet, elke hobbel in die pad, elke opdraande, sal hy sorg, sal hy optel, sal hy trek. Maria het nie geweet nie. Vanaand weet ek en jy nie. Maar hierdie gaan oor 'n stuk oorgee. Hierdie gaan oor 'n besluit waar elke een van ons vanaand ons eie hande vat en ons lewe so 'n bietjie in ons hande sit en sê, ek weet nie. Wat ons wel weet, is dat daar in hierdie wêreld seer gaan wees. Wat ons wel weet, is dat daar in hierdie wêreld magstryde gaan wees. Daar gaan egskeidings wees. Daar gaan kinders wees wat verwaarloos word. Daar gaan mense wees wat bankrot speel. Daar gaan mense wees wat baie seer het in hierdie nuwe jaar. Maar dit mag ons nie vanaand bang maak nie. Dit mag ons nie vanaand verder van God afskuif nie. Dit moet ons teen hom laat staan. Dit moet ons by sy voete laat skuiling vind. Dit moet ons laat oorgee met die woorde, ek weet nie, maar God weet. En as God weet, dan is dit genoeg. God vra vir ons om met 2026 hom te vertrou. Maar net voordat ons klaar maak, so baie keer as ons gevra word om oor te gee, dan wil ons eers weet. As ek hierdie gaan kies, wat gaan die gevolg wees? As ek daardie pad stap, waar gaan dit afdraai? As ek hierdie gaan doen, gaan dit vir my goed wees, want nie een van ons wens vir onsself sleg nie. Weet vanaand saam met my, daar gaan goed wees en daar gaan sleg wees. Daar gaan lag wees en daar gaan huil wees. Maar dit alles gaan saam met God wees. Dit gaan alles in God se teenwoordigheid wees. En dan moet ek en jy luister. Sien vanaand en ek wil afsluit by wyse van Spreuke, sommer hierdie engel daar by jou staan. En hierdie engel sê vir jou, ek roep jou. Ek wil jou lewe hê. Ek bedoel nie dood nie. Ek bedoel oorgee. Ek wil jou lewe hê vir 2026. Ek wil hê jy moet met jou hele mens wees op God vertrou. Ek wil hê jy moet word dit wat God jou bedoel het om te wees.
Wanneer laas, geliefde? Wanneer laas het jy hierdie geloofstap geneem? Wanneer laas het jy gehoor dat God sê, ek wil jou hê. Ek wil alles van jou hê. Ek wil jou mens wees hê. Ek wil jou tyd hê. Ek wil jou liefde hê. Ek wil jou planne en jou goed hê. Ek wil alles hê, want ek soek vir jou. God sê dit. Miskien dink jou hart, dit is onmoontlik. Maar hy sê ook vir ons, hy is die God van die onmoontlike. Die engel sê dit van Maria, hy sê, niks is vir God onmoontlik nie. So net nou, as ek en jy daar die laaste sekond van 2025 vier, maak jou hart oop. Hoor vanaand weer hierdie woorde. Ek het 'n plan vir jou. Ek het 'n doel vir jou. Ek het 'n pad vir jou. Ek het 'n toekoms vir jou. En dan, as God se Gees so met jou praat, sê net hierdie woorde vir jouself in jou hart. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur, soos wat U gesê het. Vanaand is dit my gebed, dat dit vir jou sal vrede gee. Vanaand is dit my gebed, dat dit 2026 vir jou anders sal maak. Want geliefde, God gaan by jou wees. God gaan die onmoontlike vir jou doen. God gaan jou God wees, soos wat hy nog altyd was. Mag die Here elke een van julle met sy liefde, met sy vrede en met sy genade seën. Mag 2026 'n jaar vir God wees. Amen. Geliefdes, kom dat ons net saam dank sal. Here, as ons lewens voor U bring, dan wil ons oorgee. Dan wil ons alles gee. Vat ons lewens, Here. Maak dit U tot eer. Geef vir ons alles wat ons nodig het om so te leef, dat ons in hierdie nuwe jaar vir elkeen wat ons raak leef, U gesig van liefde sal wys. Seën ons met alles wat ons nodig het. Ons bid dit in U kosbare naam alleen. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat jy saam met my staan, dan gaan ons die aandgesang lied 562 saam met mekaar sing. Daarna gaan ek jou met God se seën groet, en dan gaan ek vra dat ons net saam met mekaar dan, terwyl ons so bly staan, ons erediens afsluit met die Onse Vader gebed. Ons gaan nie die kollekte nou inneem nie, lees by die deure later nie. Goed, daar gaan by die deure kollekte wees. Sing saam met my lied 562 en daarna groet ek jou met God se seën. Oh
Geliefde, ek groet jou met God se seën, met sy liefde, met sy vrede en met sy genade wat in oorvloed in jou hart sal wees. Ontvang God se seën. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sluit af met die Onse Vader gebed.